Goeiemôre Karin, dankie dat jy saam met ons is, of saam met my is. Net vir, ek is Jessie van Kosbaar Kombuis. Ons maak kos vir bejaardes, spesifiek, né? Karin, wil jy asseblief ons vertel wie is jy en van waar jy is en hoe kom jy is? Ja, ek is Karin Besaki. Ek is 'n dieetkundige en health coach. En voeding oor die algemeen is my belangrike ding. Maar vir my spesifiek, ek het 'n hart vir spesifiek vir vroue. En vrouens van my ouderdom is baie keer in die situasie waar hulle ouers ouer word. En saam met dit is daar baie uitdagings. Karin, wil jy nie asseblief ons net bietjie meer vertel oor die voedingswaardes wat bejaardes nodig het nie? Ja, natuurlik. Kom ons hou dit eenvoudig. Yes. So, ons praat van boukos, Ja. energiekos en beskermkos. En boukos is altyd vir my 'n goeie beginpunt. Almal van ons het baie proteïene nodig. Of meer proteïene nodig, maar bejaardes het veral meer proteïene nodig. Hulle verloor hulle spiermassa soos wat hulle ouer word. So hulle het proteïnkos nodig om hulle spiere te versterk en om hulle gesond te hou. En daar's nou in terme van kosvoorbeelde, dink aan eiers, dink aan maalvleis, dink aan hoendertjie. Daar's verskillende eenvoudig en maklik is 'n belangrike ding, maar mens wil eintlik hê hulle moet 'n bietjie proteïen eet met elke ete. Ja. En selfs met veselhappies tussen etes ook as dit moontlik is. Okay. Goed, die tweede deel is energiekos. So dit sal nou jou koolhidrate wees en vette dra ook daartoe by. So wat koolhidrate belangrik is, so koolhidrate is mos nou kos wat vir jou suiker, wat afbreek na suiker toe. Ja. So dit is byvoorbeeld patat en aardappel en rys en verskillende soorte brood. Ja, so die probleem daar is, ouer mense gaan dikwels vir die baie verfynde opsies, soos witbrood en 2-minute noodles, iets wat maklik is. Ja. En eintlik wil die ideaal daar is so min as moontlik verfyn. Ja. Byvoorbeeld havermout wat die grove havermout. Patat is eintlik beter as aardappel. Hoewel mense dit nie noodwendig wil beperk vir bejaardes nie. Ja. Breinrys is 'n goeie keuse. Uiteindelik gaan dit daaroor die meer verfynde koolhidrate gee vinniger suiker in die liggaam. So dit veroorsaak bloedsuikerkommerlinge en uiteindelik dra dit by tot inflammasie, dit voer diabetes of slegte suiker kwessies. Daar's verskeie invloede daarvan. Ja. En dan uit die vette uit, jou plantvette is tipies jou beter keuses. Byvoorbeeld olyfolie of avokadobeer is goeie keuses om by te voeg. En dis goeie energiekos. En dan die derde boublokkie is beskermkos. En as ons praat oor beskermkos, dink aan kleur, dink aan groente en vrugte variasies, verskillende soorte plantkomponente daar. Uiteindelik gaan dit daaroor dat dit dra by tot ons antioksidant inname. So al daai kleurkomponente gee vir ons ons praat van fitonutriënte. So dit het verskillende funksies in die liggaam. Maar dink aan dit bou immuniteit. Dit ondersteun verskeie prosesse in die liggaam. So dit help net vir algehele gesondheid. En onthou dit is dikwels waar die vesel ook vandaan kom. Ja. En ek sê net altyd hou dit eenvoudig. Ouer mense gaan nie noodwendig gemaklik werk met vars kos nie. So werk met bevroore groente. Ja. Opgesnyde groente dit is nou waar die kinders van die bejaardes byvoorbeeld ook 'n goeie bydrae kan lewer. En dan die deeltjie wat daarby kom, as jy nou dink aan dit as baksteentjies, wil ek sê die sement wat dit spul in mekaar hou, is dat ons mikronutriënte en daar's 'n paar dae wat uitstaan vir bejaardes, iets soos Vitamiin D byvoorbeeld, wat belangrik is vir immuniteit bou. Dit het ook 'n invloed by beengesondheid. Kalsium is die ander een wat betrokke is by beengesondheid. Onthou, ouer mense se bene raak meer beros en swak, het nie reg makliker ensovoorts. Dan iets soos Vitamiin B12 wat ondersteunend is vir breingesondheid weer of nie algehele gesondheid ook. En dan baie bejaardes sukkel met hartklopigheid. So iets is vesel en vloeistof. So om gehidreerd te bly is 'n belangrike ding. En natuurlik die veselkombinasies
werk teen die hartveiligheid. En ek dink een wat ek dan nog daarop by gesomea 3 wat mag gaan oor hartgesondheid en weer eens breinfunksie. Ja. So, dankie. Karin, in jou opinie, hoekom dink jy verloor bejaardes hulle eetlus, vergeet dalk om te eet, en so aan? Hoekom dink jy so? Jessie, daar's 'n paar dinge wat bydra. Okay. So, onthou nou net in die eerste plek, sodat mense ouer word, verander hulle sintuie. So, byvoorbeeld smaak en reuk dis letterlik die sintuie wat soveel ons soos ouer mense baie keer hulle gehoor verloor of hulle gehoor verswak of hulle sig verswak. Ja. Dis dieselfde met smaak en reuk. Okay. So, daar's nie meer, kos is nie meer so aantrekkend nie, want dit proe nie dieselfde nie. Dit ruik nie so lekker soos wat dit gedoen het nie. So dit is letterlik dit sy aantrekkingskrag. Oh, wow. Of sy daar wat lekker was dan raak minder. Okay. Daar is een ding. 'n Ander ding gaan oor medikasie lewer 'n baie groot bydrae. As jy dink aan baie bejaardes drink handevol medikasie en al die medikasie het een of ander gevolg. Ja. En baie tipies goed soos narigheid, baie vir daai simptome is dit ook daai ding dat hulle voel vol. Ja. Net bloot omdat hulle die medikasie moet drink en dan dalk water moet drink om dit af te kry. En dan saam met dit is dit die gevolg van die medikasie. Soos byvoorbeeld hulle voel dalk naar en hulle laat dit in mond. Hulle baie keer is daar 'n metaalsmaak in die mond. So al daai goed dra by daartoe dat hulle nie lus voel om te eet nie. Daar is ook die ding van ek wil sê anoreksie van bejaardes waar hulle mettertyd hulle behoefte om te eet gaan agteruit. En saam met dit is dit as jy dink aan byvoorbeeld kwessies soos demensie of Alzheimer's, breinfunksie uitdagings. Ja. Dra by daartoe dat hulle byvoorbeeld nie onthou om te eet. Ja. Of kos sal daar wees, maar hulle is al besig raak met iets anders en op die ander dan eet hulle dit en dan wanneer hulle wel sou wil eet, is dit nie meer aantreklik nie. Ja. Die ander ding is bejaardes voel oor die algemeen dat hulle vertering is stadigster. So hulle hoe die kos geabsorbeer word is vertraag. Hulle bly langer versadig. En al daai komponente dra by tot swakker voedinginname, nie meer so honger soos wat hulle was nie. 'n Ander belangrike ding is depressie by bejaardes of eensaamheid. Want as ons jonger is, dan is ons dalk hartseer. Ons ander maniere hoe daai depressie en alleen wees homself uitspeel. By bejaardes is daar ding van hulle onttrek of hulle verloor hulle eetlus. En goed wat voorheen vir hulle plesier gegee het, goed, dit is wat almal so, dit het nie meer self funksie nie. Al daai komponente het 'n impak op hulle behoefte om te eet of ek wil sê die belang van voeding as 'n deel van 'n daaglikse proses. So jy sou sê dat kos oor die algemeen is meer as net om te eet. Die kos van waar jy kom, dit bring mense bymekaar. Dit is lekker. Dit is ietsie om te doen. Dit is nie net eet om die kos in te kry nie. Dit is dan ook 'n rede hoekom die veranderinge dan gebeur. Ja, verseker. Wow. Onthou ook baie keer dikwels gebeur dat ouer mense selfs al bly hulle by familie, so dan is hulle steeds in daai omgewing waar hulle geliefd is, maar hulle is dalk alleen by die huis. Wat almal gaan hulle eie gang en doen hulle ding. Wow. Okay, dankie. Jessie, in al jou ondervinding van kos maak vir bejaardes en mense wat sukkel met Alzheimer's en demensie. Gee vir ons 'n bietjie 'n paar gedagtes rondom dinge om af te neem wat die maaltye betref. Alzheimer's mense, baie dat hulle begin vergeet om te eet. Ek dink dit is belangrik hoe die bordkos lyk in terme van kleur. Kleur is baie belangrik en ook die kos moet nie noodwendig altyd aan mekaar raak nie. Sê nou ons maak 'n cottage pie. Ons maak vir ons bejaardes relatief gereelde cottage pie. Dis 'n baie algemene ete ook wat hulle deur die loop van hulle lewens ook
seker self gemaak het, van hulle ken dit. Dit is 'n tradisionele ete. So wat ons doen vir ons Alzheimer's mense spesifiek is ons sal vir hulle die mins gedeelte en die aartappel of die patats gedeelte apart sit sodat dit geskei is. Dit is nie bymekaar nie. En sê nou maar 'n baie gewilde iets wat ons vir hulle wil bymaak is ertjies vir daai groenigheid en wortels dan nou vir die oranje. So op 'n bord lyk dit verskriklik mooi en aantreklik nog steeds. So alhoewel jy dan nou vergeet om te eet of nie lus het om te eet of nie lekker voel die dag of iets, dit lyk nog steeds vreeslik mooi op 'n bord as jy dan daai goedjies so bymekaar sit. Asof jy vir 'n barbecue soukos gemaak het. Dit is maar wat ons min of meer daarmee maak. Dis baie fyn, dit is sag, dit hoef nie gekoud te word nie. Dis eintlik wat dit neerkom. Is die kos hoef nie gekoud te word nie vir ons meer gevorderde Alzheimer's bejaardes. Vir ons gewone bejaardes is dit net kos wat gekook is. So dit is net sag. Jy kan nog steeds kou, maar jy hoef nie te veel moeite in te sit in die kou nie. So dit is gekookte kos. Ons gee nie slaai nie. Ons sal nie 'n wortelslaai gee nie, want wortelslaai is mos maar met rou wortels gemaak, waar ons sal eerder 'n worteltjie gee wat gekook is. Ons het net riglyne gedeel vandag. As jy enige veranderinge aan jou bejaardes se dieet wil maak, praat gerus net eers met jou dokter of spesialis.